Ek groet u. Het u ooit gevoel dat u Jesus teleurgestel het? Ons gaan toe die kruisiging en toe die Sabbat verby was, het 3 vrouens speserye gebring om Jesus se liggaam te salf. Toe hulle egter by die graf kom, was hulle ontsteld, want die steen voor die opening van die graf was weggerol, graf was leeg, behalwe vir 'n jong man wit gekleed wat binne ingesit het. En Matteus 16 vers 6 sê, hy sê vir hulle, moenie verskrik wees nie, julle soek Jesus, die Nasareër wat gekruisig is. Hy het opgestaan, maar gaan sê vir sy disippels en vir Petrus, dat hy voor julle uitgegaan het. Hoekom noem hy Petrus spesifiek? Niemand behalwe Judas Iskariot het Jesus meer teleurgestel tydens die tyd van sy kruisiging as Petrus nie. Van die 12 was Petrus seker die braafste man. Maar toe hulle die laaste maal saam geëet het, in Matteus 26 vers 31 sê Jesus vir hulle, julle sal almal in hierdie nag aanstoot neem aan my. Petrus sê, nee. Al sal almal ook aanstoot neem aan u. Ek sal nooit aanstoot neem nie. Jesus antwoord hom, hy sê vir hom, ek sê vir jou, in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon. Net 'n paar uur daarna, word Petrus opgewerk daar in die tuin, en pleks van sy vorige bravade, ontken hy sy disipelskap, hy ontken dat hy Jesus ken, nie 1 maal nie, nie 2 maal nie, maar 3 maal. Wat by die grootste bravade begin het, eindig met trane van verwyte, teleurstelling en skaamte. Daarom het die boodskap deur die engel gegaan, gaan sê vir sy disippels en vir Petrus. Die opgewekte Jesus het geweet Petrus benodig bemoediging en hoe om sy geloof te versterk. Hieruit leer ons dat Jesus nie net vergewe wanneer ons dink ons stel hom teleur nie, maar hy soek ons uit, nie om te verwyd nie, maar om ons nog 'n kans te gee om sake reg te maak. Dis hoe lief Jesus ons het. Die Here seën u. Amen.